Familie, wyse, welvaart. David Platt, the president of the International Missions Board, has profoundly challenged our thinking with the following questions. Are we going to choose comfort or the cross? Are we going to settle for maintenance or sacrifice for mission? Maar werklike filantropie vat meer as net om op die ingewing van die oomblik te gee. Daar's niks fout daarmee nie, maar dit verg oordenking, mens moet diep daaroor dink, daar's baie emosie daarbey betrokke. Maar vir families wat regtig op beplanning hier aan gaan sit, kom dit vanuit 'n diep plek van passie, maar dan ook 'n visie wat hulle sien vir dit wat hulle hiermee wil bereik. En van die grootste filantrope in die wêreld, wie baie van hulle welvaart weggee, is daar ook baie keer 'n diep sin van roeping, waar hulle voel, maar luister, hulle wil nie noodwendig die grootste biljoenêr in die wêreld wees nie, maar hulle wil 'n klomp geld weggee. As mens mooi verstaan waar jy vandaan kom, en jy begin 'n prentjie van 'n toekoms veral saam met jou waardes sien, jy begin verstaan hoe jy filosofies oor welvaart dink, en dan kan jy 'n intelligente toekomsplan vir jou welvaart begin uitstip. En Wheaton College is die college waar Billy Graham, die baie bekende wêreldevangelis, gestudeer het. Hy het interessantheid antropologie daar gestudeer, nie teologie nie. En hy het sy vrou Ruth daar ontmoet. En sy was vasoortuig sy gaan 'n sendeling China toe word. En sy het baie gevroeg of sy nou met hierdie wêreldevangelis, ja, ek weet Billy was daai tyd nog nie eers enige so, of sy met hierdie ou nou moet trou, en of sy haar roeping moet volg. En of sy haar roeping moet volg, van wat as sy nie nou Indië gaan, of weet China gaan bereik nie. En ja, die res is geskiedenis. Ons gaan na die 50-jarige herdenking van Lausanne nou in 2024 toe, en dit is alles op baie geskiedenis van 'n beweging wat in 1974 in Lausanne begin het, en die hele wêreld bereik het. Ons het hierdie taal wat ons in Engels gebruik, legacy, Niels. Ons het in RIG self, jy weet, 'n beweging begin, Leave a Lasting Legacy. Daar's iets in mense wat waar ons onthou wil word vir die impak wat ons gemaak het. En as families filantropies begin gee, dan kry hulle daai geleentheid eintlik om 'n legacy of 'n nalatenskap te los. Dit is baie belangrik dat ons waardes belyn moet wees in 'n familie en besigheid as ons goeie gesamentlike besluite wil neem. Want waardes lei jou besluite, né? En van die grootste redes hoekom families wie in besigheid is in konflikland, is omdat hulle waardes nie belyn is. Of nie geïdentifiseer is nie. Ja, baie. So, as ons na die stuk teks op die skerm kyk, is 'n langerige stuk teks, maar ek dink die groot ding is dat mens nie net in die strategie van die besigheid nie, maar ook in die filantropiese strategie van die besigheid 'n raamwerk het waar jou visie groot genoeg is dat jy 'n deur ooplos vir innovasie. So die groot risiko is dat die ouer generasie die deur toemaak en net vir die jonger generasie sê, maar hier's nie plek vir julle idees nie. En dit kan baie gevaarlik wees. Dit kan potensieel eintlik die filantropiese dood van die besigheid dit moontlik beteken. We consider our vocation, our calling as advisors to bring healing, but healing to the nations. We can hear the baboons in Africa here. I'll take that as an amen, brother.